Dis episode 50, hoor jy? Koffie en kontrakte is terug. Meer insig, meer stories, meer waarde in elke minuut. Sit jou koppie neer, maak gereed vir meer. Hier kom die gesprek, wat jy nie wil mis. Gaan sê, Pieter, yes, goed om jou. Yes, Kok, vandag gaan het baie goed. Ons het 'n groot mylpaal wat ons vier vandag, as ek het so kan stel. Ja, dit is nie sommer net elke dag nie. Dit is nie sommer net elke dag nie. Vandag is 'n dag wat ons bietjie gaan juig, kan ek sê. Maar Ja, vandag vier ons natuurlik ons 50ste episode. yes! So ja, nee, dit is nogal ons sit hier in 'n ander opset, as ek het so kan stel. Ja. Nescafé koffie, Ja. nie Riek koffie Nie Riek koffie nie, of koffiehuis of nie. koffiehuis nie. Ja, en as iemand vir my gesê het, toe ons die eerste keer die ding sou begin, ek nie gedink ons gaan by 50 episodes uitkom nie. Maar nou ja, ons is gevra hoeveel koppies koffie gaan dit vat. Wel, dit het 'n klompie gevat. Ja, die antwoord is natuurlik baie meer as wat ons ooit kon tel. Ja, So ja, maar dit was nou vir my 'n baie lekker ene gewees. ja. Want as ek dink hoe ons begin het, en ek het dit nou die dag ook gesê, ons het begin met gewone stemboodskappe, ons het nie met video's gehad. Ja. En ons eerste ene het ons sommer op 'n asblik begin, wat nie, Ja, maar maar ek dink ons het gevorder, ons het geroei in die proses daar. ja, dit is so. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie agter die skerm, so skink vir jou koffie en kom stap saam met ons op hierdie reis. Ek dink ons moet 'n bietjie saam stap op hierdie reis van episode 1 tot nou toe. Ja. Dit is nogal 'n entjie. Dit is van 2024 af. Ek dink is 24, ja, 24 af. So dit is, ek het gister getel, daar's 'n bietjie meer as 54 episodes, maar dis nou, of 50 episode, dis nou Kersboodskappe, dis kort boodskapies, Kerswense aan die einde van die jaar, nuwe jaarwense, dan's daar rentekoersverhogings gewees, wat ek sommer so kort bietjies opgeneem het, en dan, waar ons miskien siek was, het ons ook 'n videoetjie tussenin gesit, Ja, so ja. YouTube tel dit alles as video, as 'n video, so dis nie regtig 50 of 54 of 55. Kom ek jou sê, 50 hierdie siekte het my hierdie afgelope tyd, dat hy my bietjie kwaai geklap. Ja, nee. Ek verstaan nie hoekom nie, want ek het nogal die inspuitings ook gekry, Pieter. Ja, maar ek weet net, ek wou net nie regkom nie. Ek het gewonder, wat is fout? Ek wonder, moet ek hier volgende jaar glad nie die inspuiting vat? Ek dink dis beter ene. Miskien moet ek dit doen en dan Ek kyk het of ek hier beter siek word. Ek het niks gekry nie, want ek het niks siek geword. Nou, kom ons kyk hoe die podcast begin. Ja, kom ons gaan 'n bietjie kyk agter die skerms, hoe het ons begin, wat het gewerk, wat het nie gewerk nie. Wat was ons gunsteling oomblikke en waarheen gaan koffie en kontrakte hiervan af. Ek dink dit is nou iets wat ons met mekaar toe kan uitsorteer of gesels oor. Maar dit sal goed wees om te weet. Ons het nou al hierdie goed al gedoen. Ja. Baie mense het daarna gekyk en ek wil eintlik moet ons vir die mense sê, hulle moet, as hulle goed sien, share dit en like dit en whatever. Laat ons bietjie op jou Facebook, jy weet, laat ons bietjie terugvoer kry van mense af, laat hulle vir ons sê, ons is pateties of nie. Ja, ek dink kom ons eers ding begin met in die eerste plek, is 'n eenvoudige antwoord. Ons het gesien daar is amper sê
baie eiendomsinligting beskikbaar, maar min van dit voel persoonlik. Mense kry raad, statistieke, markverslae, maar hulle hoor nie altyd die stories agter die eiendom nie. Ja. Ja, en hoekom het ons hierdie ding in die eerste plek begin? Ja, dis soos ek sê, jy weet, dit is, mense word oorweldig deur al hierdie verslae en alles, en ek dink nie dis wat hulle wil hê nie. Ja, ons het as jy vat, hier's baie gesprekke wat nodig was om te hoor. En in die eiendomme waar ek en jy in sit, is daar baie inligting. Ekskuus. Baie inligting wat deurkom, wat die ou op straat of die koper of die verkoper nie weet nie. Dit is daar gebeur baie goed om 'n koffietafel, soos hierso waar ons nou sit en koffie dan. Ja, so hier so my studeerkamer of wat ook al. Maar nou ja, so presies wat jy sê, ons wil iets skep wat opvoedkundig is, maar nie droog en formeel voel nie. Ja. Ons wil hê mense moet voel hulle sit saam met ons en luister na 'n gesprek eerder as om 'n lesing by te woon. Ja, daar was ook behoeftes om iets plaaslik te doen. Jy weet, iets wat relevant is vir mense in Bloemfontein, Vrystaat en Suid-Afrika. Ja, natuurlik, ons het geweet dat daar baie wanopvattings rondom eiendom bestaan. Natuurlik, soos wat ons wou help, sommige daarvan op 'n eenvoudige manier te verduidelik. Ja. Want ja, ek wil net op daai ene aansluit. Ek het nogal na 'n reply gekry of terugvoer gekry van my oud prinsipale Jaco de Lange. O ja, En ek het dit gesien op Facebook. Hy sê ons dis baie nice om dit te sien. Toe sê ek, ja, maar jy kan sien wie het my opgelei. Ja, nee. Kyk, daai ou kon en hy het geweet wat om te doen en hy het jou baie mooi gesê hoe om dit te doen. En ek is so dankbaar vir hom. En ek wil nou so 'n bietjie oor hom gesels. Ek is so dankbaar oor hom dat hy vir my geleer het wat aangaan in eiendomme. En hy is op die oomblik, hou hy vakansie in Taiwan, ek dink het ek gesien. Maar hy is tot in Taiwan kyk hy vir ons. So ek is nou baie beïndruk daarmee. Ja. Maar wat onthou jy nog van ons eerste episode? Ons eerste opname, laat ek dit so sê. Hoe kan ek vergeet? Dit is een van daai goed wat ek nooit sal vergeet nie. Ja. Maar sê jy bietjie vir my, wat onthou jy nog? Ons was meer bekommerd oor mikrofone as oor die inhoud. Jy weet, en die eerste ene was hy stemboodskap wat ons gedoen het. Ek dink ons het die eerste paar minute omtrent 10 keer oor begin. Ja. Ek kan nie glo, maar ons het gedraai, ons het reggekom op die ou en het ons na boardroom gaan sit van 'n plek en maar nou ja, dit is Ja, weet, dis eintlik normaal, weet, en as jy dink iets wat mense nie besef nie, is niemand begin perfek nie. ja, Ek en jy, dis soos ons wil iets skep wat informeel is, soos wat ek en jy nou hier sit en gesels. Ek wil nie in 'n studio gaan sit en jy sit daar en ek sit hier en weet, hier's 'n massive microfoon hier voor my nie. en hier sit 'n man aan die ander kant Aan die ander kant sit 'n redigeer wat die kamera afneem en al daai tipe van. en hy gooi hom met 'n Dis soos jy weet, casual ding. dis casual, ons drink koffie en al sulke goeders. So by the way, Nescafé, ons bekers raak klein. Ons Nescafé sal moet kyk na 'n groter beker. Ja, nee, definitief. En verkieslik ons name aan die ander kant nie. Ja, Sulke lelike. Alhoewel die prentjies is nie lelik nie. lyk party soos ek. Ja, party dae is dit hoe ek voel in die oggend. Maar ja, soos ek sê, niemand begin perfek nie. Ja, en elke keer het ons gedink dit klink verskriklik.
ja, as jy jouself kyk en jouself sien en hoor wat jy, dit klink verskriklik eintlik, jy weet. Maar ons is daar. Dit is so, jy weet, en as jy vandag terugluister, hoor jy opregtheid, en dit is soms belangriker as perfeksie. Ja, en as jy terugluister na episode 1, hoe jy die twee mense wat nog hul voete vind. Ja, ons het nog op daai stadium, het ons nog gewonder, moet ons of moet ons nie? En toe doen ons dit, Ons het dit gedoen. en hier sit ons, met ons 50ste een. Dit is so, maar soos ek sê, jy hoor opregtheid en dit is soms belangriker as perfeksie. Maar nou ja, wat het gewerk? Ja, kom ons praat 'n bietjie oor wat het gewerk. Sê 'n bietjie vir my, wat dink jy wat het gewerk? Ek dink die grootste verrassingskap is, vir my was dit hoe baie mense van die informele styl gehou het. Van ek en jy het sommer net gesels. Ons het 'n klare episode opgelaai met ek wil nou nie sê akteprokureur nie, dis nie 'n akteprokureur nie, dis 'n oordragsprokureur. Ek het gister gaan 'n bietjie navorsing doen oor die verskil tussen die twee. Met 'n oordragsprokureur en sy is baie geïnteresseerd en baie happy om, ek het nie eers gevra nie, te sê sy al ja. Gaan sy saam met ons Sy gaan saam met ons dit doen en So dit sal baie interessant en wees. sy het gesê sy wil bietjie meer oor ander goed ook collab, so jy sien daar kom alweer ander Daar kom nou iets nog by. verrassings uit by wat ons nie eers van weet nie. Ja. So ja, die grootste verrassing was vir my die informele styl. Ja, hulle soek nie formele eiendomspraatjies nie. Ek glo nie die mense soek dit nie. Ons het ons leuke taal vir mense beduie wat gebeur met 'n eiendom. Ja, weet, en as jy vat ons, ek wil sê amper die mense wil praktiese raad hê. Hulle wil weet hoe om hulle huis verkoop gereed te maak, hulle wil verstaan hoekom huise soms lank in die mark staan. Vorige episode, hoekom huise stagneer, byvoorbeeld in die mark. Hulle wil weet wat om te doen wanneer hulle koop of verkoop. Ons eerste 20 episodes in hierdie hele in ons seisoene in 2024 was stemboodskappe oor as ek reg onthou, alles die koop en die verkoop transaksie. Van in die mark sit of dink daaraan om te verkoop tot en met die verkoop of transaksie daar verby is. So dit was alles in die stemboodskappe gewees. En dit het ons nog, ek dink ons het nog ene gehad waar ons nog 'n bank originator ook daar gehad Die het. bank Pretoria is, Die rondvaart gehad het wat van 'n bietjie gesê het, wat is die proses wat deurgegaan word, want hulle moet 'n lening kry vir die Ja, dit is vir die deel koop. van die koop en verkoop Ja. transaksie. Maar wat het nog gewerk vir jou? Ons het nie oor bakstene en dakke gepraat nie. Dit is Dis nie deel van die ding nie. Ja, dis nie deel, dit gaan bloot oor die mense. Dit gaan oor inligting wat ons vir mense gee. Die verkoper en die koper. Baie ouens dink ons werk net vir die koper of net vir die verkoper. En dis nie eintlik waar nie, ons werk vir al twee. Dit is so. Ons moet al twee mense gelukkig hou, jy weet. Die koper moet gelukkig wees en die verkoper moet gelukkig wees. En ek het meer 'n neiging om na die verkoper se kant toe te skuif. Want hy het my gevra om sy plek in die mark te sit. So ek moet vir hom goeie inligting gee en waardevolle inligting gee. En as jy Ja, dis- inligting dit moet ek gaan- aan die volgende koper op. Jy weet, dit gaan oor balans in werk, Ja. oor gemeenskap, oor stories agter die transaksies. Jy weet, die verkoop, soos jy sê oor die verkoper, maar sonder die verkoper gaan jy nie 'n koper kry nie. Ja, Dis maar hoe dit is. Maar nou ja, koffiepause konsep, wat sê jy ek dink dit het ons 'n bietjie, ons het begin daarmee en ons het dit bietjie agterweë gelaat. Dit is iets waaroor ons kan fokus op die toekoms. Ek dink ons moet daarna kyk, want ons sit nou juist 'n bietjie nabetragting te doen oor ons laaste 50
En dit was nogal 'n treffer daai koffiepause, sommer so kortetjie. Dit het van die hoogste views gehad. Ja. So ek dink dit het nogal gewerk. Ja, wat het nie gewerk nie? Ja, wat het nie gewerk nie. Daar was dinge wat beslis nie gewerk het nie. Ja, ek nou net so 'n bietjie dink. Ons het gedink daar's tye dat ons 'n onderwerp gaan vir mense gee en dan gedink dit gaan interessant wees en dan is dit nie. Dan gebeur daar niks. Ja, en natuurlik van my kant af natuurlik wanneer mense te tegnies raak. Of Ja. ek en jy te tegnies geraak het, dan het ons gesien dadelik, poef, Ja, die mense en stel ons nie sien dit belang. ons sien dit op die dit wat die mense kyk, want hulle kyk net 'n stukkie en dan sê ag nee, hierdie is nou nie vir my nie. Ja, En dit is mense wil verstaan wat hulle nie voel, hulle skryf eksamen nie, hulle voel, hulle wil nie, en ons sal daarna op moet kyk, laat ons dit maak, kyk, geef hulle inligting, maar hulle moet nie dink hulle moet eksamen skryf oor nie. ja, daar's nie toetse na. Daar's nie sulke goed. Weet, ons het ook geleer, natuurlik dat eenvoud is gewoonlik beter as ingewikkeld. So, ek dink dis ook een van die beter. Ja, konsekwentheid ook is belangriker as perfeksie, jy weet. Dit is die ander ene. Mens moet ook daarna, ek dink net, om perfect te wees, moet ou kyk na jou konsekwentheid. Ja, ek dink mense moet heeltyd, as ons moet kyk, dis iets wat ons, maar dis nou as gevolg van siektes en vakansies en al sulke goed, was ons nie baie konsekwent nie. Ons het, hierdie maand het ons 2 uitgegee, volgende maand skiep ons dalk, en dan die volgende maand 3, weet, daai tipe van tyd. So hy is baie irregular, maar ons sal werk daaraan ook. So, maar as jy wag vir perfekte tyd, perfekte toerusting, soos wat ek sê, of vir perfekte idees, dan gaan jy nooit begin nie. Wat was jou gunsteling episodes? Kom ons waag dit. Yes. Wat was ons gunsteling? Wat sou jy sê is ons gunsteling Ek episode? weet, ek het gehou van die episodes wat altyd vir mense help om beter besluite te neem. Soos die episodes oor, is jou huis verkoop gereed, sonder groot opknappings. Jy weet, dit was 'n baie waardevolle ene. Dan was daar een wat sommer net ligte episode is, soos die episode van die hoe koffie en 'n huis vergelyk. Ja, Ek weet, 'n cappuccino is gelyk aan so 'n huis. Gewone flat white koffie is gelyk aan so 'n huis. So die verskillende koffies, verskillende koffies, verskillende huise, daai tipe ding. So Dit was 'n oulik, dit was 'n lekker ding. lekker. Die klank was 'n bietjie afgewees, want dit was in so 'n holplek gewees waar ons het opgeneem het daar by die kantoor. En die voeltjie het heeltyd teen die venster geklop wat wil inkom. So, maar nog steeds, ek dink in die toekoms kan ons hom dalk weer doen. Dit is dalk iets wat mense op 'n herhaling kan sit, Ja, of jy kan op een van die shorts sit. Ja. Ons kan dit dalk daarvoor doen. ja. Vir die koffiepauses. Dis goed om oor te dink. Ek moet dit dalk neerskryf. Nee, ek stem saam met Kom, jou. ek skryf dit sommer hier. Ek stem saam met jou. Hier doen ons beplanning sommer sonder in ons Ja. 50ste episode. Ek stem saam met jou en ook die episodes geniet om oor menslike kant van die eiendom te gesels. Dit was ook vir my 'n oulike lekker een. Elke plek met die menslike kant, daar is emosies en al daai tipe van goed wat altyd daarmee saamgaan. Ja, soos ek kan nou nie die eerste episode se naam onthou nie. Die weet van die verkoop van 'n huis wat lank in 'n familie was. Ja. Jy weet om al daai memories wat jy gebou het in daai huis, om dit net sommer nou ewesklik agter te laat en jy weet te gaan na 'n nuwe huis toe.
dis nogal traumaties soos jy sê. Ja, dit was Weet, en dan is daar natuurlik episodes waar ons 'n bietjie van die onderwerp afgedwaal het, en by sport, koffie en of die lewe uitkom. Dit is episodes wat ons glad nie oor eiendom gepraat het nie. Ons het sommer net ingeval met sport, jy weet, sulke tipe goed. tennis, Tennis, rugby en jy weet, rugby, cheetahs, Arena Sabalenka. ja, Anyway, maar ja, Springbok rugby ook. Springbok rugby het ons ook, dit is natuurlik weer die naweek, Ja. en tot Formule 1. Ja, ons het dit ook. Ja, en Adi is gewoonlik gesprekke wat so natuurlik vloei. Jy weet, ons gaan net aan. Dit is nou maar so. Ja, weet, en dis natuurlik dalk hoekom die luisteraars of kykers daarvan gehou het. Dis ek en jy, dis nie feite nie. Dit is iets wat ek gedink het, wat dalk sal. Hoe dink jy, wat sou 'n mens geleer het, of een ding wat hulle kom geleer het, of ons geleer het uit hierdie 50 episodes? Wat sou dit wees? Dit kan nogal wees. Ek dink dit is dat mense steeds waarde heg aan egte gesprekke. Dis my groot takeaway van hierdie eerste 50 episodes. Ja, en in die wêreld van kort video's en kitsinhoud. TikToks en daai nonsens. Daai vinnig, Ek like dit. dis waar ons shorts inkom. Ons gaan dit moet doen. Maar Ek dans net nie op 'n TikTok nie, ek is jammer. ja, ek ook nie, ek wil nie nou, ek dans nie alleen nie. Dat ek het so stel, en ek en jy saam sal gaan die dans. Nee, daai is nie 'n manier nie. Skok, kom ek sê so, as jy iets waardevol sê, natuurlik sal mense luister. Dis die ander takeaway wat ek gevat het van dit af. Ja, en my les is dat jy nie alles hoef te weet voordat jy begin nie. Ja, Jy hoef nie alles te. ons het geleer deur te doen. Ja, Ons het nie gedink ons gaan hierdie ding so ver kan doen. Ja. Dis al amper 3 jaar, ja, of 2 jaar. 2 jaar, ja. amper 2 jaar. Ja, en koffie en kontrakte bestaan. En ons doen nou vandag ons 50ste opname, juis omdat ons episode 1 begin het. Jy sien, as jy nie begin nie, sal jy nooit weet nie. Ja. En ek sê weer, ek is verbaas om te sien hoeveel mense na die terugvoer, of nie terugvoer gee nie, maar kyk na die ding. Of dit nou vir hulle waardevol is of nie. Maar ons gee hulle dan goeie inligting en hulle moenie skaam wees om te vra nie. Kyk, Dit is 'n ander ding ook. Ons statistiek op YouTube lyk dalk nie asof ons 'n klomp kykers het nie. Maar dit tel nie die Facebook en die status, WhatsApp status en al daai tipe van goed by nie. So ek heg my nie veel aandag aan die statistiek van YouTube nie. Ek weet die mense daar buite wat ek kan 200, 300 mense tag op my WhatsApp. Dis is ek kan dit stuur vir my hele, hoe kan ek sê, contacts list. Of hy hom nou wil kyk of nie wil kyk nie, iewers gaan iemand hom oopmaak en waarde heg aan daai spesifieke episode wat ons uitgestuur Dis het. presies wat ek doen. Ek op my Facebook, ek share hom, en hy gaan my hele Facebook deur. So, Ja. die ou wat hom wil lees en hulle kyk, baie welkom. Die ou wat nie wil, scroll verby. Kom ek gaan so vir jou vraag, wat is die groot vraag is nou, wat is volgende vir ons? Ja, meer gesprekke, meer stories, meer plaaslike inhoud. Dit sou ek sê is miskien ons volgende. Ek het gedink, ons moet, jy weet, praktiese eiendomsadvies, maar weet mens kan ook wegbeweeg van die eiendomsadvies
so seer om deur 'n meer lighartige episode dalk tussenin te gooi, dalk 3 episodes in 'n maand, weet 2 eiendomme en 1, kom ons sê, praat oor watter is die beste koffieshop, of watter is die lekkerste restaurant om te gaan eet, weet, of wat moet jy sien in Bloemfontein as jy in Bloemfontein is, wat is 'n must see, as ek dit so kan stel. Ja, weet jy Sulke tipe goed. wat met ons ook na kyk, Pieter, is, mens moet 'n video gaan vat, as ons 'n huis kry om te lys, ons 'n video vat en vir mense wys, gee ons bietjie eiendomsadvies. Kyk hierna, kyk hier's 'n bars, maak dit reg. Hier's dopverf af, verf die plek, voordat jy hom in die mark sit, jy weet. Sulke advies vir mense gee, kyk na jou tuin, kyk of hierdie tuin is mooi of hy's nie mooi nie. Ja. Hy's vir jou mooi, hy's vir my mooi, maar die volgende ou wat koop, is hy nie vir hom mooi nie. Ja. Maar hy kan hom verander, Ja. maar jy moet hom mooi maar hê vir die ou om te Jy wil weet, koop. die ding daarso is, ons gaan net toestemming kry by die eienaars. Ja, dit is, Maar ja, ek verstaan jou punt. Dan, ek dink, koffiepauses is ook aan die ene. daai is, wel ons het gesê, ons gaan nou 'n bietjie aandag gee daaraan. En dan hopelik nog baie geleenthede om mense te help en om slimmer eiendomsbesluite te neem. Ek het al terugvoer gekry van ander eiendomsagentskappe wat nie eers in Bloemfontein is nie. Wat sê, well done. Dit is soos in letterlik ander agentskappe. Ek wil nie hê ons moet die koffie en kontrakte koppel aan 'n spesifieke agentskap nie. Ons praat oor koffie en kontrakte, oor eiendomme In die algemeen. in die algemeen. Of ek nou een eiendomsagent nommer A, B, C of wat ook al is, dit geld vir almal. En daar kan ons dalk kyk om bietjie meer met ander agente te praat, Ja, as Ja. gaste. nee, ons kan dit ook doen. Dan plan ons alweer in ons 50ste episode. Ja, ons wil ook voortgaan met onderwerpe aan te spreek en wat mense werklik raak. Nie net 'n eiendomme nie, maar ook die besigheid en die besigheid van 'n gemeenskap en die alledaagse lewe. Dan dit kan ook, mense moet daarna ook kyk. Ja, Die gemeenskap, my hond gaan alweer mal hier so agter. die besigheid van in 'n gemeenskap en die alledaagse lewe. Hoe gaan ons in die alledaagse lewe met mense, jy weet, Keer inlig. bietjie inlig, want die ou wat hier buite loop, hy weet nie wat aangaan Hmm. aan die eiendom nie. So, dis nie sommer net 'n higie affære nie. Ja, jy sien, dis nou werk wat presies ons- wat jy sê, koffie en kontrakte gaan nie uiteindelik net oor eiendom nie. Ja, Dis regtig nie so nie, dis nie die doel daar buite nie. dit gaan oor mense. Dis hy. Ek wou dit nou net sê, dis waaroor dit gaan. Ja, Weet, en dan wil ek uiteindelik net sê, ons moet seker bietjie maar gaan afsluit. Aan elke persoon wat geluister het en kommentaar gelewer het, weet, en 'n episode gedeel het of geshare het op Facebook, of dit net een keer op play gedruk het. Ons moet vir daai ouens baie dankie sê. ja, van my kant af moet ek het na jou toe gekom destyds en sê, kan ons nie iets doen nie. En hierdie is nou eintlik maar jou babytjie wat jy het om begin. En vir jou moet ek sê baie dankie. Ek het nou die naam Ek uitgedink. dink, jy het baie meer as net die naam uitgedink. Jy het baie werk en baie idees gehad om die ding te begin. En vir jou moet ek sê baie dankie, Pieter. Ek dink dit was 'n uitstekende plan wat ons gehad het, of wat ons gesamentlik na vorendag gekom het, want ons het gesê ons moet iets doen om mense ingelig te kry. En dit het met hierdie het dit gebeur. En ek moet vir jou sê, ek Jy dink sien- dit was 'n pyp idee geweest om dit so te doen. Jy probeer my nou soft soap wieso, maar mens moet ook sê, daar is 1 of 2
video's daar buite wat soos byvoorbeeld die rentekoersverhogings wat ek gedoen het toe ek in PE was op vakansie. En dit werk nie alleen nie. Jy moet 'n partner hê. Dis is om dit alleen te Het doen. hulle nou gewoond geword aan my? Ja, jy weet, dis is om dit alleen te doen werk net nie. Dit is regtig, jy moet in hierdie situasie wat ons doen en die informele styl wat ons gebruik, moet ons jy moet dus speel van die ander een af. Dit Ja. kan nie anders nie. Dit is ek kan alles gaan opsoek en jy weet opswat en daai goeters, maar dit werk nie net met een persoon nie. So dankie vir jou ook dat jy bereid was om saam met my dit te doen. Ja, Al vir 50 episodes. Ja, en hierdie mylpaal behoort nie net aan ons nie, dit behoort eintlik aan elke luisteraar, elke persoon wat kyk daarna, dat hulle deel van hierdie reis is. Ja. En daarvoor moet mense ook sê baie dankie. Ja nee, ons waardeer natuurlik elke minuut wat hulle saam met ons was en saam met ons gespandeer het. So dit is nogal jy weet, jy moet ook iemand hê wat luister. Jy kan hier sit en gesels vir niks en niemand nie, Ja. maar daar is altyd iemand wat luister. Ja. Ons kry ten minste terugvoer. Ja, nou ja, dit was ons eerste 50 episodes. Enige iets is om op te gaan is sien ek uit na die volgende 50 episodes. Val ek nou hier op my eie tong. Ek moet nou sê wat ek dink, maar ons is by die eerste 50 verby. Ons is nou daar. Ja. Nou is dit die volgende 50. Kom ons gaan voort, dink ek, op die trant wat ons die eerste 50 gedoen het. Ons is 'n bietjie veranderings hier en daar Ja, aanbring. ons gaan nou En mense moet asseblief vir ons laat weet. Hoorie, julle is vervelig of dis te lank of maak dit korter. ons En ek velle dink is dis dik. waar ons koffiepauses gaan inkom. Wat mense gaan sê, hoorie, die koffiepause is dalk vir ons beter. Dat ons net so kort dingetjie vinnig daaroor praat en Ja. klaar, jy weet. Ja, dan kan mens ten minste, jy weet, net sê, luister, kyk, dis die feite, dis waaroor dit gaan en al daai tipe van goed. Dit is daar buite, ons het dit, ons is reg daarvoor. Ons is gedeer daarvoor, maar ons moet dit net bietjie ontwikkel. Ja, Maar as jy nie hoe kan ek sê, reaksie kry. as jy nie reaksie kry nie en jy weet nie of die mense daarna wil uitsien nie en jy weet nie wat is die onderwerpe nie. Ek kan 'n onderwerp op 'n short uitsit, maar niemand gaan kyk nie of niemand stel belang Ja. nie. So dan is dit nie dan sit nutteloos. Ja. Jy weet, So Ons- dit is ek sit maar net en dink, ons het nou baie gesels, om mense moet net oppas, ek is net bang die mense gaan sê, maar die ding word net so lank soos 'n nuusbulletin van 'n halfuur, jy weet. Jy weet, ek wil net nie mense verveel nie. So, ons kan dit ook maar doen. Ek mense moet van vir ons sê, maak hom korter of julle is 100% in lyn. Geen net terugvoer, laat ou net weet wat moet ons doen, wat moet ons nie doen nie. Dis Ja. eintlik maar wat ek nou bepleit by die mense om vir ons te sê, julle is daar of julle is nie daar nie, of julle jaag aan of julle jaag nie aan nie. Net laat Ja, ons ons gaan nie kwaad word nie en ons gaan nie Nee, dit ons is vir gaan nie- onsself. Dit sal net tot ons bevordering wees en Ja. tot hulle eie bevordering Ja. wees. Dit is alwaaroor dit gaan. So ja, ek dink dit is reg. So mense, tot volgende keer Skalk. Ja, Ek dink my koppie is al leeg, Myne maar dis ook. omdat koffiehuis of hier sit alweer 'n koffiehuis. jy sal weer met koffiehuis besig. Weet is omdat my Nescafé amper klaar is. En nou dink ek Koffiehuis. gaan met koffiehuis drink as daai goed klaar is. So, Ja. dankie aan Nescafé se bekers, maar julle gaan moet groter bekers maak dat ons kan groter bekers drink. Ja, hou die koffie warm en die kontrakte geteken. Daar's Ek hy. dink dis wat ek en jy vir mekaar sê en vir almal sê baie dankie. Daar's hy. Dis van ons koffietafel na hulle skerms. Totsiens. Tot ziens. Goed gaan.
Cheers. Ja, oh. Dis episode 50, hoor jy? Koffie en kontrakte is terug. Meer insig, meer stories, meer waarde in elke minuut. Sit jou koppie neer, maak gereed